Maar voordat ek die woord gaan doen, ek wil weet, is daar enige iemand vandag wat gebed nodig het? Maak nie saak hoe klein of hoe groot dit lyk vir jou nie, vir die Here is dit net so klein en nie. Want ek voel die hele tyd hier is iets of iemand wat nie baie lekker is vandag. Ons sal nie snaaks dink as jy uitkom nie, maar ons altyd mense van, wat gaan hulle dink as ek uitgaan? Wat gaan hulle doen as ek dit doen? Ons moet opkom te dink of te kyk wat ander mense doen. Het is belangrik wat die Here van jou dink, nie ander mense. Maar as daar niemand is nie, dan kan julle vir my oopmaak by Lukas 21. Almal net? Lukas 21. Vers 1 tot vers 4. Weet almal dit, kan ek maar lees. Daar staan, die klein gawe van die arm weduwee. En toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het, want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe. Kom ons sluit met ons gebed. Dankie Here vir die geleesde woord. Vader, ek vra nie dat U die spreuke by sal wees vanoggend. En ek sê net vir dankie vir dit wat gaan uitkom. Ek loof nie weer daarvoor. Amen. As ons sien, sê hy, 'n arm weduwee. Maar ons almal is nie arm nie. Ons is dalk geldlik dalk arm, maar geestelik is nie een van ons arm. Maar waaroor dit gaan, die tema van vandag is, wat beteken dankie vir jou? Dankie en geloof. Want as jy kyk, het hulle gesê, sê die woord, die weduwee het 2 geldstukkies ingegooi. En ek het gaan kyk, in ander vertalings sê hulle, sy het 'n almos ingegooi. Ek het gaan kyk, wat is 'n almos? Pieter gaan nou vir my die prentjie opsit, die geldstukkies. En ek het gaan kyk wat dit is, en as dit in ons tyd nou is, het sy net 2 sent ingegooi. Want 1 almos is 1 sent. En sy het ingegooi aan haar gebrek uit. So volgens die woord het sy niks anders te gehad, behalwe daai 2 stukkies silwer. Stukkies geldstukkies. In daai tyd was daai geldstukkies dalk baie meer as wat in ons tyd is nou. Maar sy het ingegooi. Sy het nie by die boks gaan staan en gekyk of wie gaan my sien wanneer ek ingooi nie, of wie gaan kyk hoeveel ek ingooi nie. Want ons is mos geneig daarvan om te dink, as ek iewers iets gaan ingooi, veral by skatkis, wie gaan kyk hoeveel ek ingooi? Hoekom moet ons omgee oor wat ander sê of dink wat ons in daai tas gooi? Wat ons in daai kas gooi, is tussen jou en die Here. En dit wat jy daar ingooi, sê jy vir hom dankie, dat ek nog dit het om in te gooi. Dankie dat ek nog die krag het
om te werk, om dit dalk te kan ingooi. Sy het nie gaan sit en dink en, okay, ek net die, ek moet dit en dit en dit en dit hoor. Nee, sy het nie. Sy het opgestaan en dit gaan ingooi. Nie 2 keer gedink nie. Nie eers geredeneer oor die, ek moet dalk nog net dit en dit gaan doen. Sy het dit ingegooi uit die armheid wat sy het. Uit haar gebrek wat sy gehad het sy nog steeds alles ingegooi na haar. Maar ek wil nie net praat oor geld vandag nie. Want almal, as jy mos oor geld praat, dan party mense steen af jou, want jy mag nie oor geld praat nie. Maar dit is nie waaroor ek vandag wil praat nie. Jy kan ook 'n gedeelte van jou tyd afstaan vir die Here. Jy kan 'n gedeelte van jou talent afstaan vir die Here. Nie net 'n gedeelte nie, maar baie van jou talent, baie van jou tyd. En alles wat jy het, kan jy afstaan vir God. Want die Here sê, hy het 'n blymoedige gewer lief. Hy sê nie gooi daarin en dan draai jy om, dan mompel jy. Jy gooi dit daarin en sê, Here, dis al wat ek het. My tyd is al wat ek het, maar staan dit af vir U. Ja, ek is bang oor my talente, maar staan dit af vir U. Want as jy dit blymoedig gee, dan gaan die Here vir jou bysit. En hy beloof dit. Want alles wat hier binne staan is ja en amen. En die Here is nie iemand wat hy sal lieg nie. Die Here sal nooit lieg. So as hy vir jou sê, gooi dit in, en kyk wat ek sal doen vir jou, dan bedoel hy dit. Maar hy bedoel ook nie, gooi dit vandag in en vandag soek jy uitkoms daarvoor nie. Die Here se tyd is sy tyd. Hy gaan nie, as jy so maak sê, okay, daar is ons wat jy nodig het. Ja, hy kan dit doen as hy wil. Maar hy wil kyk, hoeveel geloof het jy om dit te kan doen? Ja, ons moet budget, dit sê die Here ook. Maar hy sê ook, toets my, en kyk wat ek vir jou gaan doen. Maar ons gedagtes wat ons oor. Want jy het net soveel in die bank. En jy het net soveel tyd. Wat gaan ek kan doen as ek die tyd van vir die Here afstaan? Dan het ek nie genoeg tyd in my dag om A, B en C te doen. As ek my talente kan gebruik, dan kan ek nie A, B en C doen wat ek wil nie. Want dan moet ek mos by die kerk wees. Julle, ons moet nie by die kerk wees. Ons is hier omdat ons wil wees. Omdat ons tyd afstaan vir God met die rukkie wat ons hier is. Maar ons gedagtes hardloop ons gewoonlik vir ons werk met ons werk. Want daar's net soveel ure in 'n dag. Gaan toets dit julle. As julle 'n uur of 2 vir die Here afstaan, het julle genoeg tyd die hele dag om te doen wat julle moet doen. En julle sal deur alles kom wat julle moet kom. Maar dit is hoe julle dit doen. Want as jy 'n stukkie gaan afstaan om net te bid of net Bybel te lees of net met die Here te praat, en jy doen dit met 'n swaar hart, moet dit dan glad doen. Want sodra jy dit met 'n swaar hart doen, is dit nie 'n seëning nie. Want dan doen jy dit wat die pastoor het gesê, jy hoef nie, as jy dit nie wil doen. Jy dank van jouself af. Hoeveel tyd wil jy aan die Here spandeer? Hoeveel van jou talente wil jy vir die Here gee? En hoeveel van jouself wil jy vir die Here gee? Dis nie gaan net oor geld nie. Jo, jy sê dit sy minstukke in verwoord. Maar hoeveel van haar tyd het sy vir die Here gegee? Hulle sê nie hier hoeveel tyd het sy aan die Here spandeer. Maar sy het alles gegee wat sy gehad het. Hoeveel van ons gee alles wat ons het? Hoeveel van
ons gaan en sê, Here, maar ek het net so 'n bietjie, of ek het net so 'n bietjie tyd. Maar die bietjie tyd wat ek oor het, gaan ek nou nie spandeer. Maar dit is mos nou vinniger om gehou. Winkel toe te hardloop van jy slaap. Jy moet gesond hardloop van jy slaap. Jy moet gesond toe gaan wat jy slaap. In plaas daarvan om te sê, Here, hier's ek weet ek het nie baie tyd nie. Maar ek weet as ek nou bid en nou tyd saam met U spandeer, gaan ek die tyd oor om te doen wat ek moet. Maar ons is altyd lastig. Ons wil altyd ons eie koppe vol. En ons wil terughou wat ons dink ons wil hê. Ons wil nie alles vir die Here gee nie. Hoeveel van ons het alles wat hier binne is wat seer maak, alles vir die Here gee. Ek wil net 'n klein bietjie terughou, want dan kan ek myself mos jammer kry. Dit moet jy ook alles vir die Here gee. Nie jou tyd en jou geld en al jou gevoelens, al jou emosies, alles gee dit vir die Here. Want wat gebeur as jy nie alles vir die Here gee? Jy maak jouself geestelik arm. Want hoekom? Want jy hou terug. En maak dat daksel toe wat die Here wil open. Maar ons hou ons daarvan om te sê, okay, nee. Here, ek kan die klein stukkie op my eie doen. In plaas van sê, dankie Here, hier is alles. Ek weet, U gaan dit uitsorteer van my. Van jou finansies, jou werkomstandighede, jou huisomstandighede, jou tyd, alles gee dit vir die Here. Dit kom in elk geval van hom af. So hoekom wil ons dit terughou? As hy ons nie die krag gee nie, as hy ons nie nou kan ek nie die Engelse woord onthou, wisdom gee om dit te kan doen nie, dan, hoe gaan ons dit anders te doen? As hy nie ons breins by mekaar hou nie, gaan ons breins weghardloop met ons. Ons gedagtes gaan hardloop baie ver. Maar in plaas daarvan dat ons sê, dankie Here dat U my hou waar ek vandag is, wil ons dit nie altyd sien. Want ons is mos macho. Ons kan dit self nie kry. Maar wat sê die Here? Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou krag gee. En dit staan in die woord, ek kan nou nie presies onthou waar nie, maar dit staan in die woord. En as dit in die woord staan, is dit 'n belofte vir ons. So as ons moeg is en oorlaai is, hoekom kan ons dan na die Here toe gaan? En hy kan ons help met alles. Want dan dink jy, kyk na jou finansies. Weet jy hoekom ek so baie oor finansies praat nie, maar dit is wat gegee word. En dan sê jy maar, hoe gaan ek deur die maand kom met dit wat ek het? Jy begin dood oor jouself spreek, net om dit te dink. In plaas daarvan om te sê, dankie Here, vir dit, die bedrag wat U vandag vir my gegee het. Ek weet dit wat ek moet doen, sal so wees, want dit is in U hande. Maar die woord sê ook, gee jou 10de aan die Here en sien wat hy vir jou kan doen. Nie net 10de van geld, 10de van jou tyd, 10de van alles wat jy het. En dit kan nou snaaks klink, maar die 10de van jou kar ook. En nie jou kar in die middel gaan sny en sê, dis vir die Here nie. Dit is wat jy doen met jou kar, wat 'n verskil maak. Want as iemand jou vra, asseblief vat my kerk toe, of vat my na die plek toe, wat ook al. En jy doen dit nie met blymoedigheid nie, los te doen. Want dis alles wat jy nie doen met blymoedigheid nie, is nie 'n seëning vir jou nie, of nie 'n seëning vir die Here nie. Want dit wat ons moet doen, moet ons blymoedig doen.
Ons moet nie bemereer daarna en sê, ag nee, nou moet ek dit alweer doen. Hoekom wil ons die hele tyd mou oor alles? Hoekom wil ons die hele tyd sê, ag nee, hoekom moet ek dit alweer? En hoekom daar en hoekom daar? In plaas daarvan om te sê, dankie Here, dat ek nog kan opstaan en my bene gebruik. Dankie Here, dat ek kan opstaan en my hande kan gebruik. Dankie dat ek nog kan sien. Ja, almal sien nog nie so goed soos wat hulle moet nie. Die se gaan maar dit wat jy het. Hoekom kan ons nie sê dankie nie? Want nou staan jy op in die oggend en sê van, ag nee, nog 'n dag. Staan op en sê, Here, dankie dat ek my oor kon oopmaak. Dankie dat ek weet in die dag en ek iets vir U kan doen. Hierdie week het nie daar stil gestaan en gesê, ag nee, hoekom moet ek weer geld ingooi? Sy het dit ingegooi. En sy het alles ingegooi. Sy het nie 'n bietjie teruggehou nie. En die Here het dit gesien. En wat vir my so awesome is dat hy gesê het, dat sy meer as die rykes ingegooi het. Want die rykes in die Bybel sien ek dat hulle het ingegooi om gesien te word. Om te sê, kyk hoeveel gooi ek in. Ek is die beste. Sy het die minste ingegooi, maar eintlik die meeste, want sy het nie omgegee hoeveel sy ingooi. Sy het nie gedink om te sê, okay, kyk hoeveel gooi ek in. Ek dink sy het dit ingegooi en net omgedraai geloof. Julle kan sien op die prentjie. En dit is wat die Here wil hê van ons. Ons moet gee en ons moet doen wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet nie op 'n hoopie gaan sit en sê, ag, Here, ek het alweer ingegooi, maar weet nie eintlik. Gooi dit in. Gee jou tyd. Doen wat jy moet doen en die Here sal jou seën vir dit wat jy doen. Ja, dit gaan dalk nie direk wees. Dit kan dalk 'n tyd vat. Maar hy sal dit doen. As ons kyk na dankie het mekaar uitval. Wanneer ek kyk na die letter D in dankie, dink ek aan die dierbaarheid wat God is, soos dankbaar teenoor ons. So as jy die diere vat, is dit dankbaarheid wat God teenoor ons het. So God is dankbaar vir ons, net omdat ons sy kinders is. Kyk na die letter A. Dink ek aan 'n anker en weet dat God my enigste anker in die lewe is. As ons nie aan hom vashou nie, sal ons op die see ronddolder en geen bestemming in die lewe hê. So God is ons anker. En hy hou ons vas. Dat ons nie rondval. Maar wat gebeur as jy rondval? Die Here het jou nie gelos nie, jy het sy hand gelos. Dis hoekom jy dan ronddolder en voel dat die Here ver is. Nou is ons by die end. Dink ek aan die woord, nie teenstaande. Wie nie teenstaande, al is ons sonde en oortredings van sy wet van die liefde, en dat ons lief en bly ons steeds sy kinders. Ons is altyd God se kinders. Maak nie saak wat. Maar as ons so 'n klein dingetjie verkeerd doen, dan voel ons, maar God kan ons nie vergewe nie. As God die prostituut in die Bybel kon vergewe het, hoekom kan hy jou nie vergewe nie? Vir jou klein dingetjie wat jy gedoen het. Dan kyk ons na die letter K, dink ek aan die kommunikasie. Ons kan elke dag of net wanneer ons wil met God praat. Hy is altyd tot ons beskikking. So ons kommunikasie na God toe is baie belangrik. Ons hoef nie net in die kerk met hom te praat nie. Ons hoef nie net wanneer ons by mekaar kom met God te praat nie. Ons kan elke minuut van elke dag met God praat.
maar dis ons wat onsself keer om nie met hom te gaan. Nou dink ek aan die sien ek die woordjie innig. God het ons innig lief, dat hy sy seun gegee het om gekruisig te word en die mense te bevry van sy sondelas op hom te neem, op te staan, sodat ons oorwinnaars kan wees in sy krag. So God het ons innig lief. En as ek dink aan die laaste letter T, dink ek aan die ewigheid en hou ons nie daarvan uit, en hou ons nie daarna uitsien en om eendag vir ewig saam met hom te wees. So ons gaan eendag vir ewig saam met God te wees. Dit is wat dankie beteken. Hoeveel van ons het al gaan kyk na dankie so? Dankie is so klein woordjie, maar het so groot betekenis. Hoeveel keer voel dit as jy vir iemand iets doen en hy sê vir jou dankie, opreg dankie, hoe voel jy? En as hy vir jou sê dankie met 'n halwe hart, is dit 'n ander gevoel. Dis wat die Here van ons verwag. As ons vir hom dankie sê, moet ons dit met 'n opregte hart doen. En as ons vir hom gee en glo dat hy dit vir ons gaan doen wat hy beloof het, sal ons dit kry. Maar alles wat ons doen, en alles wat ons gee, moet ons bly moedig gee. Ons moet nie gee en daarna gaan mou daaroor nie. Jy moet nie gee en dan, as jy by die kerk se deur of iewers uitloop, begin mou by jou maatjie of by jou man of by jou vrou nie. Jy moet dit gee en dit los. Jy moet nie 10 keer gaan dink oor wat het ek verloor nie. Julle sal sien met hierdie prentjie, die stukkie wat ek gekry het, staan daar, dat daar 13 skatkiste was in die tempel. En elke skatkis was vir iets gewees. Hulle sê nie waarvoor nie, maar daar was 13 gewees. En elke skatkis het gelyk soos 'n ramshoring. So van die Bybelse tyd af het 'n ramshoring ook baie betekenis. Maar dit is 'n preek vir 'n ander tyd. Maar as jy mens sê dankie op die regte manier en glo dit wat die Here sê hy gaan doen, gaan hy doen. En kom ons hou niks terug nie. Kom ons gee alles vir God. Gee jou 10de, soos wat hy die woord sê. Gee die 10de van jou tyd. Gee die 10de van alles wat in jou huis is. Want alles wat ons het behoort in elk geval aan God. Hy het dit van ons van die begin af gegee en hy sal elke dag vir ons gee. Ons moet nie maak soos die ander mense nie. As jy vir iemand gegee, dan gaan praat jy daar buite. Hoor jy ek het dit en dit en dit gedoen. Doen iets sonder dat ander weet wat jy doen. Want God sien wat jy doen. En hy aanvaar wat jy doen. Want jy doen dit bly moedig gaan. Kom ons sluit. Dankie Here dat U die woorde gegee het vandag. Vader, ek bid dit wat uitgegaan het. Dat U dit sal groei verder, Vader. En ek sê net vir dankie vir alles wat U vir ons gaan doen. En ek loof